1 vers 9 en verder. Ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n basuin, wat sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien op in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus, en Thyatira en Sardis en Philadelphia en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars een, soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en sy hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 goue kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Dis net tot sover die Here se woord. Nou, soos jy sien op die afkondiging, sal ons praat vanmôre oor die oë van Jesus. Die boek Openbaring openbaar baie meer dinge as net wat ons daar op die oppervlak sien. Daar is dinge wat gebeur het, daar is dinge wat nou gebeur, daar is dinge wat kom. En dan lees ons van Openbaring 6 tot by hoofstuk 19 van die groot verdrukking wat oor die aarde kom en die antichrist en so meer. Maar baie min dan sien ons die werklikheid van Jesus in hierdie boek. Min kere sien ons die werklikheid van Jesus en ons sien min kere met wie ons werklik te doen het as ons van Jesus lees en as ons met hom praat, as ons met hom bid. Ek dink dit is tyd dat ons so 'n bietjie meer dieper ingaan op wie het ons mee te doen. Wie is hierdie Jesus? Toe hy opvaar na die hemel toe, staan daar 2 Galileese manne in Handelinge 1 vers 11 wat vir die disippels sê, 2 engele wat vir die disippels sê, Galileese manne, waarom staan julle kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle weggeneem word, sal weer net so kom soos julle na die hemel sien wegvaar het. So sy koms is naby, en ons is besig om gereed te maak om hom te ontmoet, maar wat weet ons van hom af? En ons hom werklik soos hy geken wil wees en geken moet wees deur sy kinders. So vanmôre wil ek bietjie daarop uitbrei om te kyk na die oë van Jesus. Dis ander oë as wat ons het. En as ons kyk na wat Johannes gesien het, dan sien ons iets verskrikliks in die oë van Jesus. Eerstens, wat is die oog? As ons definisies van die oog soek, dan sien ons die oog is soos 'n moderne kamera. Dit neem miljoene fotos wat hier binne gestoor word, aanhoudend soos nou. Jy het seker al vanmôre oor 1 miljoen fotos in jou brein gestoor wat jou oog gesien het. Dit is soos 'n kamera en dit neem gedurig fotos. En daai fotos word gestoor in ons binneste, in ons harte. Die oog verbind ons aan die dimensie van ons binnewêreld hier binnekant. Ons sal nou daar hoor wat sê Jesus daarvan. Die oog is die konstante interaksie met die liggaam. Daarom praat Jesus van die interaksie tussen die liggaam en die oog.
Hy sê in Matteus 6, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? So Jesus vergelyk hier mense wat lig het, mense wat donker is binnekant, wat glad nie verlig is nie. So, ons elkeen het ook sy eie privaat wêreld hier binnekant, 'n wêreld wat agter en deur jou oë funksioneer. Ons weet natuurlik, die wetenskap en die biologie en medies weet alles, dat die oog nie 'n afsonderlike orgaan is en dit is deel van jou brein. Die oog is net 'n verlenging van jou brein. So, deur jou oë funksioneer jou brein, en natuurlik dieper dinge ook. Maar, in Lukas sê Jesus ook die woorde, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is jou hele liggaam ook verlig. Maar as dit verkeerd is jou liggaam ook donker. Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. As jou hele liggaam dan verlig is en nie enige deel het wat donker is nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer 'n lamp met sy skynsel jou verlig. Laat 'n mens dink aan die teks waar die Bybel vir ons sê in Korintiërs, weet julle net dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees nie, wat in julle woon, dat God wil hê daar moet lig binne wees. Anders is dit duisternis en die Heilige Gees kan met ons niks doen nie. Hy kan niks bereik in of deur ons nie. So dit is net so oppervlakkig. So dat elkeen van ons maar sy eie wêreld hier binnekant, en mense kan soms 'n bietjie daar binne sien, maar nie genoeg om te kan oordeel nie, so los mekaar uit. So verder, daar is 'n duisternis wat voortspruit uit 'n oormaat van lig, sê Oswald Chambers. 'n duisternis wat voortspruit uit 'n oormaat van lig. Nou ja, ek sê dit baie dikwels, ek swys baie, en as jy daai swys ding verkeerd sit en hy vang jou oë, dan sê ons jy kry arc eyes. En dan is alles pikswart donker, lig is donker, swart. 'n duisternis wat voortspruit uit 'n oormaat van lig. Dis net so met die binnewêreld ook. 'n onbehoorlike misbruik van die woord van God en sy goddelike lig kan die siel in totale duisternis dompel. So as ons verkeerd omgaan met die woord van God, dan sal die woord donker maak in jou binneste. Die woord is tweesnydende swaard. Sefanja sê, die woord van God is soos 'n swaard en hy is tweeledig. Die regverdige sal op die pad van God wandel, maar die ongelowige sal daarop struikel, dieselfde pad. Dis dieselfde ding hier. Nog net iets hier, die woord van God wys vir ons of die lig in ons binnewêreld duisternis is of nie. So, hoe ons met die Bybel omgaan, wys vir ons is daar duisternis of daar lig hier binne in jou. Hoe sterk is die lig in jou? Die woord sê dit vir ons. Daar is so baie oor die lig van God se woord wat ons kan lees. So, die vraag is net, elkeen van ons het 'n wêreld hier binne, 'n ontsaglike groot wêreld, baie groter as hierdie aarde waarop ons woon. Hy is baie dimensies groter as die aarde. Is hier 'n wêreld hier binne. Ons weet nie presies wat ons hier het alles nie, ons kan nie dit meet nie, maar ons weet net dis ontsaglik groot. Hierdie sentrum hier op jou skouers is die grootste skepping in die heelal. Daar was 'n boek geskrywe, die groot daad van God, of die grootheid van God, Stefan Joubert, God se groot gedagte. Ek het daaroor gedink, toe ek in die hospitaal is en 'n boek lees. Hy vat dit mis, want hy sê sterretjies in die sterrehemel daar buite wat hulle beskryf, die groot dinge van God, wat wel waar is. Maar dit is nie God se groot gedagte nie. Jy en ek is God se groot gedagte. Want hierbo is groter as die heelal daar buite vir God. Want hy het dit nie nodig nie, het jou nodig, het jy my nodig. So wat skuil daar in ons binnewêreld, in ons eie wêreld, daai groot wêreld hier binne, agter die oë? Binnekant kan daar wees geloof of ongeloof.
en dit kan die hele sentrum, jou hele wêreld beheer. Jou verstand sit hier binnekant, jou brein sit daar, jou hart is daar, die geestelike hart, wat 'n ontsaglike groot meganisme is, onbeskryflik groot. Daar is geen rekenaar wat daarmee vergelyk kan word nie, dis hier binne. Al jou kennis wat jy opgedoen het in lewe sit hier, dit word daar gestoor, dit word nooit vernietig nie. Jou karakter is hier binne en ons kan aangaan en aangaan, jou gesindheid is daar binne, jou moraliteit is daar binne, moontlike vrese, moontlike sondes, moontlike valsheid, moontlike bose planne, moontlike bose motiewe. Dis alles moontlikhede in hierdie wêreld wat hier funksioneer. Soos wat die stelsels van hierdie wêreld funksioneer hierdie stelsels hier binne in jou en my. En maak van ons die kroon van God se skepping, die grootste, hoër as die engele. Psalm 8 sê, wat is die mens dat hy aan hom dink? Mense kan dat hy hom besoek, het hom 'n weinig minder as 'n goddelike wese gemaak. Met heerlikheid en eer het hy hom gekroon en hom oor die werke van die hande aangestel. Dis ek en jy. So ons moet onsself posisioneer, voordat ons na Jesus kyk. Hoe lyk Jesus se oë? In die eerste plek, as ons die Bybel lees, dan sien ons, hy kyk met oë van liefde na hierdie wêreld en na jou en my. Sy oë is vol liefde. 1 Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. So uit God se oë kan daar net liefde kom, as hy jou en my bekyk. Want hy sê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad as ons, sodat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief, dat sy oë net liefde uitstraal na ons toe, tot op 'n punt. Sy oë is ook seënende oë. En Lukas sê vir die disippels, hy sê toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. So as Jesus kyk en hy begin die bergpredikasie open, dan kyk hy na sy disippels en hy bring seën. As julle dit doen, as julle geseën, dit is seën. En is 'n hele reeks van seëninge. Sy oë is gerig op ons nood. Dis grootliks die verlore sondaar, God se kinders wat in moeilikheid is en dit swaar kry. In Johannes 6 sê Jesus, toe hy sy oë opslaan en sien dat 'n groot menigte na hom kom, sê hy vir Filippus, waar vandaan sal ons brood koop dat hierdie mense kan eet? Hy is gerig op ons nood. In Johannes 10 kyk Jesus na die skare, dieselfde uitspraak. En hy sê, hierdie mense is honger. Maar hy sê, toe kom sy siel na vore. En hy gebruik 'n woord, die diepste woord in Grieks en in Hebreëus, splagniestai. En hy sê, hy het innig jammer gevoel vir hulle. Sy siel kom uit na hierdie mense. Daar kom innige jammerte, dis 'n woord wat nie kan vertaal word in 'n ander taal nie. Die naaste wat ons daaraan kan kom is om met simpatie, empatie, het ons bemoeienis te maak met iemand. Om met empatie bemoeienis te maak met iemand. Dis die hart van Jesus. Die Bybel sê hy kyk in die Hebreëse term, sê hy kyk na ons en sy binneste keer om in hom, met simpatie en empatie teenoor ons as mens op hierdie aarde. Dis Jesus, gerig op ons nood. Maar Openbaring wys iets anders in Jesus se oë wat ons nou oor wil praat vanmôre. In Openbaring 1 vers 14 wat ons gelees het, sê Johannes, sy hoof en hare was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Openbaring 2 vers 18 staan, ek skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira, dit sê die seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper. Openbaring 5 vers 6, ek het gesien en kyk, in die middel van die troon, en die 4 lewende wesens in die midde van die ouderlinge, staan daar 'n lam asof hy geslag het met 7 horings en met 7 oë, wat die 7 geeste van God is,
wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hebreërs sê vir ons, Hebreërs 10, onse God is 'n verterende vuur. Dis die Heilige Gees. Hy is 'n heilige vuur. Dit kom uit die oë van Jesus. Openbaring 19 sê, sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone. Hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. Sy oë is soos vuurvlamme. In 'n sekere situasie verander daai oë van liefde, van simpatie en seën in vuurvlamme. In die Ou Testament is daar iemand wat ook beskryf word 'n magtige engel, en Daniël hoofstuk 10 sê, daar sien ek 'n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufas, en sy liggaam was soos krisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem, en sy oë soos fakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos gedruis van menigte. Baie meen is Jesus wat hier beskryf word. Maar in sy oë, dis hierdie vurige, vlammende oë van Jesus, wat vir ons iets wil sê, hier in Openbaring. Sagaria 4 sê, want wie verag die dag van klein dinge, want daar die 7, die oë van die Here, wat die hele aarde, of die ganse aarde deurloop. God sê sy oë beweeg. Sy oë van liefde en seën en van genade beweeg oor die aarde. Maar dan kom hierdie geleentheid waar hy kyk met oë waar hy vlamme uitstraal. En wat sit agter dit? Job vra in die oudste boek van die Bybel, vra hy, het u vleeslike oë, of sien u soos 'n mens sien? Daar in Job 10. So, Job het gewonder toe hy met God deel. Hoe lyk God se oë? Het die vleeslike oë en kyk hy soos ons kyk na dinge? Dan word dit geopenbaar stelselmatig in die Bybel dat God het ander oë as 'n mens. So, wat is agter die oë, die vlammende oë van Jesus? Die vlammende oë van Jesus sê vir ons wat in sy goddelike innerlike bestaan, sy eie wêreld of heelal hier binne. Hy het nie 'n wêreld nie, hy het 'n heelal hier binne. En daaruit kom daar die strale van vuur. As ons dit so 'n bietjie menslik ontleed, dan sien ons 'n paar dinge. In sy heelal is daar energie van sy almag. En dit is hoekom sy oë so vlam. Dis die krag van sy almag. Daar is 'n heilige vuur in sy binneste. Hebreërs sê, ons God is 'n verterende vuur. In Maleagi sê die profeet, wie kan by 'n verterende vuur bly as hy naby Jesus kom? In die vroeë kerk het hulle gesê, as jy naby aan Jesus kom jy naby aan 'n vuur, aan 'n vlam. In sy heelal, binnekant sy, sê nou maar sy kop, is die Heilige Gees. Waar sou hy anders wees? Dis sy oorsprong, dis sy plek. Sy almagtige goddelike liefde is ook daar. Net so terug na liefde toe, Hooglied 8 sê, daar is geen mag wat die liefde kan uitblus nie. Grote waters kan dit oorstroom nie. Die liefde is soos 'n vlam van ywer. So dis wat in Jesus is. Die plan en beheer van die heelal is hier in sy hoof. Daar is alwetendheid, ons kan jarelang aangaan om te probeer uitvis, wat is alles in Jesus se heelal hier binne. Die ewigheid self is daar binne, want hy is die ewigheid self. 1 Johannes 5 vers 20 sê, dan sê hulle, wie is Jesus? 1 Johannes 5 vers 20 sê, hy is die waaragtige God en hy is die ewige lewe. Hy het nie die ewige lewe nie, hy is die ewige lewe. En dis hier binne hom. Sy hart is daar, hy het ook 'n hart. Sy oppergesag is daar. En dis hier waar dit na ons toe kom, in hierdie vlammende oë. Daar is lig in sy binneste. So, dit is hoe Jesus aan Johannes verskyn 'n paar keer in die boek Openbaring geopenbaar word, met oë soos 'n vurige vlam, of vlamme, wat hier uit sy heelal uitkom, en hy kyk.
En die tyd van sy oordeel het nou gekom. Die boek Openbaring gaan ons lei na die oordeele van God. Van hoofstuk 6 tot 19 is daar net oordeele. In hoofstuk 6 gaan die rykes en die armes en die grootes in die wêreld en hulle hardloop in die spelonk en sy berge val op ons en heuwels bedek ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. Want die groot dag van sy toorn het gekom. Dis hier die begin van die boek, begin van die verdrukking. En wie kan bestaan? As hy oor na hulle kyk, hierdie sondige wêreld, met die vlamme wat uitkom, dan sien hulle, en hulle is hardloop in die berge en in die grotte en sê, bedek ons net, ons wil nie sien nie. Dis Jesus. Maar, die vraag is net, kan ons God sien? Dis een van die groot probleme in die kerk van ons dae. Kort is daar iemand wat sê, ek het Jesus laasdag gesien, of ek het hom gesien daar, wat ook al. Ek was saam met hom op in die hemel. Soms is mense wat te veel varkvleis eet en kry hulle sulke gesigte. Jy kan nie Jesus sien nie. Ek kan hom nie sien nie, vergeet dit. In Eksodus 33 kom hy na Moses toe en sê, maar Moses sê, Here, ek wil graag u sien. Hy sê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het, en as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Dis Jesus. Dit is voordat hy nog verskyn het as mens op aarde. Het hy baie verskyn in die Ou Testament, in 'n paar forme, of maniere, en hier sê hy, jy kan my nie sien, jy gaan doodgaan, Moses, so by met jou, as ek vir jou kyk, is jy dood, as hierdie vlammende oor na jou kyk, is jy dood. So as ons hom kon sien, sal ons geloof onmiddellik wees, en dood wees, en ons sal dadelik sterf. Wat se geloof wil jy hê, as Jesus hier kon staan? Wat se geloof het jy nodig? Niks. Jy sien ons nou. So niemand kan God sien nie. En dis 'n fout in die kerk van ons dag, dat kort is daar iemand wat sê, ek het Jesus gesien. Ek wil nog praat en so meer. Maar nou ja, kom ons los dit daar. As ons hom sou sien, in die tweede plek sou ons heeltemal onmiddellik 'n gees van hoogmoed in ons invaar. Paulus was in die hemel, in 2 Korintiërs 12, tot in die 3de hemel. En hy sê, daar het hy goed gesien wat hy nie mag noem hierso nie, hy mag nie praat nie. Hy sê, toe kom hy terug, in 2 Korintiërs 12 verduidelik hy. Hy sê, hierdie mense hier binne, hierdie liggaam, hy wil nou sê, ek was daar en ek wil julle vertel. Maar God stuur 'n demoon en sê, slaat hom in die vuis. En 3 keer bid Paulus en sê, laat hierdie demoon van my wyk asseblief. En God sê, nee, jy sal hoogmoedig raak, my genade is vir genoeg. So daai groot man, wat meer as die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, hy mag nie kom vertel wat in die hemel gesien het nie. Ons dan mense sê, kort, ek was in die hemel. Dis oor die algemeen vandag van elke dag omtrent op die internet. Hierdie een was hemel toe, daai een was hemel toe. Dit bestaan nie. Slegs uiters spesiale persone sal God sien. God sal hom openbaar aan mense soos Johannes en Daniel. En dan met wie hy 'n geweldige intieme verhouding het. Moses kon God sien. Maar dit was ook 'n beperkte sig. Mense hoor soveel van valse visioene en gesigte van God, dat 'n mens nie kan stil bly daaroor nie. Daar is visioene, ek stryd nie daarteen nie, maar daar is te veel van hierdie dinge wat heeltemal uit die vlees uitgebore word. So, wanneer sal ons God sien? Eers in die dimensie van die ewigheid sal ons hom sien. Jy gaan hom nie nou sien nie. Jesus gaan hom nie nou in die openbaring, want jou geloof totaal vernietig. As jy hom sien, gaan jy totaal onmiddellik sterwe. So waarom wil jy hom sien? 1 Korintiërs sê vir ons 'n geheim. Nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel,
maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken het. Nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Hier verduidelik Paulus, ons kyk nou agterstevoor na goeders, ons sien snaakse goed, maar eendag sal ons hom sien. En as jy hom nou sien, en jou saak is met God nie reg nie, in hierdie tydelike lewe, wanneer jy sterwe, gaan jy sy oë van vuur sien. Daarom moet ons nou na hom kyk, soos hy na ons kyk met liefde. Daarom sê God, jy moet hom lief hê oor alles. En dan moet liefde uit jou oë na hom toe gaan. 2 Korintiërs 5:7 sê, want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskoue nie. Daar moet nie in jou hart 'n begeerte wees om God te sien nie. Jy is besig met dinge wat nutteloos is. Jy gaan hom nie sien nie. So, wat gebeur met 'n heilige man van God, wat hom wel sien, soos in Johannes se geval, en Daniel? Wat gebeur met hulle? Mense wat nou gesigte en goed sien, kom terug en sê, ek het so lekker tyd saam met Jesus gehad. Wat gebeur met mense wat hom sien? Openbaring 1:17, toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Dis wat gebeur as jy Jesus sien. Jesaja sê, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want my oë die koning van die Here van die leerskare gesien. Jesaja se hele mat word onder sy voet uitgetrek. En hy staan daar in die tempel, hy sê, ek is verlore, want ek sien God. Dis maar 'n visioen gewees. So, hoe kan ons daarop roem, dat ons Jesus sien? Maar hoe sien ons hom? Deur die geloof. Daarom sê ek, as jy hom sien, fisies, gaan jou geloof verdwyn. Jy sal nooit weer geloof hê nie. So, aan die ander kant, net om jy af te sluit, God kyk vir jou en vir my. Sy oë sien alles. Moontlik kyk hy nie na my of na jou, met vlammende oë, soos hy na die wêreld van die eindtyd kyk, en sy oordeel op pad is nie. Miskien kyk hy anders na jou en my. Psalm 139 sê, Dawid, die oë het my ongevormde klomp gesien, en in die boek is allemaal opgeskrywe daar, dat alles daar bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. In die moeder se skoot sien God 'n kindjie. Net so met Jeremia. Daai ongevormde goedjies daar binne, kyk God en hy sien dit. En as jy daar uitkom, dan is jy na sy beeld geskape. Job sê, want sy oë is op die weë van die mens, en hy sien al sy voetstappe. Jy is nooit alleen nie. Hierdie mense wat so kerm dat hulle alleen is, hulle moet 'n bietjie Bybelstudie doen. Sy oë is altyd by jou. En wat sy oë, dis hy. Sy gees is altyd by jou, as jy kind van God is. Hoekom wil jy alleen wees, eensaam wees? Spreuke 15 sê, op elke plek is die oë van die Here en beskou opmerksaam die slegte en die goeie. En wens God wil in die gordyn bietjie wegskuif en sien, daar is sy oog. Hy kyk ons. Op elke plek, ook in hierdie ou kerkie is God en hy kyk na ons. Hy sien jou. Maar hy sien ook binnekant in jou in. 2 Kronieke 16 sê die Here, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hy sien hier binnekant, wat gaan hier aan? Hy lees jou. En omdat God alwetend en alomteenwoordig is, kan hy elke mens gelyktydig bekyk en in elke mens se hart onmiddellik gelyktydig sien. Al is ons oor die 8 biljoen. Sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. So God kyk deur jou oë in jou wêreld in. Hy kyk wat in die hart aangaan. Dan sê hy, kom, hierdie is 'n opregte persoon. Hierdie een het nodig, dit of dat. Hebreërs sê, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Alles. Daar is nie kwalifikasies of klassifikasies nie. Alles en almal. So ons moet die oë van Jesus Christus bietjie
onthou. Hy sien ons, hy weet alles van ons af. Hy kan in die donker ook sien, daar waar sondes probeer weggesteek word, hy sien daar. By God is daar nie lig en donker nie. Hy het die lig gemaak en die donkerte gemaak, so hy kan deur dit sien. So Jesus het vlammende oë, en wanneer hy kom in Openbaring 19 op sy wit perd, gaan sy oë soos 'n vuurvlam kyk, en hy gaan kyk en hy gaan ry op sy wit perd na die berg, buitekant Jerusalem, die Olijfberg. En daar gaan hy staan, met daai vuurige oë, gaan hy op die berg staan, die berg in twee split, en hy gaan kyk waar is die antichrist, en as hy verskyn, gaan daar oorlog kom, die verslag van Armageddon, en Jesus oë gaan op daardie stadium vuur uitspoeg. Hy gaan nie eens sy vinger verroer om die wêreld en sy magte te vernietig, hy gaan net sê, julle is klaar. So, dis die oog, mag die Here ons seën, dat ons ook ons eie oë sal waardeer, en oplet na wat ons kyk, en wat ons oë opneem, en binnekant toe kanaliseer. God help ons daarmee, amen.